Goeiemôre broers en susters. Goeiemôre broers en susters. Daar sê dit klink al beter. Baie welkom vanmôre in die huis van die Here. Ons is opgewonde om hier saam met u te wees. Ek glo die laatkommers gaan nog inkom. En ek vertrou die Here dat ons sommer 'n lekker klomp mense gaan wees vanmôre. Is dit reg so? Broers en susters, u gaan vanmôre iets ervaar baie sterk in wat besig is om te gebeur in die wêreld. Nou ek gaan nie vir u tye en sulke goed uitlê nie. Ek is nie 'n eindtyd prediker nie, maar ek gaan vir u dinge uitlê wat u kan help sodat u Jesus gaan ontmoet en hy jou gaan deurdra deur alles wat gaan gebeur, nê. So ek wil hê jy moet opgewonde in die hart wees daaroor. Prys sy naam. Nou wil ons daarom net voordat ek gaan bid vanmôre, wil ek vir Renier vra om vorentoe te kom. Nou, Renier is 14 jaar oud. Hy is die jongste cricket empire in die wêreld. Seun. Is dit nie wonderlik? Daar is sy sertifikaat van die Guinness Book of Records en dit is te wonderlik dat hierdie jong man, kyk, hy sê vir jou vinnig, gaan maar. Jy het gemis. So Renier is kwaai, hy sit hier so, hy is die empire en ons vertrou, jy gaan ook sê, Here help ons vanmôre en vat ons in die paai wat U ons wil vat. Ons is trots op hom, geef hom 'n lekker handeklap. Die Here seën jou hoor. 'n mens moet hom confident hê om so 'n jong man te wees, nê? Ja. Nou ja, dan wil ek gou voordat ons gaan bid vanmôre, wil ek hê Caitlin moet vorentoe kom. Weet u, lofprysing en aanbidding is so powerful dat dit jou hele lewe kan help en rig wanneer jy God begin loof en aanbid. En hierdie jong vrou, ek hoor haar net daar agter praat oor dit. Ek sê, hey, hierdie is 'n getuienis vir die kerk vanmôre. So ons wil, sy sê sy's baie op haar senuwees, maar die Here is by jou my kind, hoor. En hier's 'n tannie wat jou gaan armpie om jou slaan. Daar sê gou vir hulle wat gebeur het. Okay, so I'm going to say it in English. So yesterday I was playing bowls competition, and in my last game that I was playing, my heart felt like it was getting punched constantly by a guy or person or anything, or someone, and I never said anything about it, and I just left it and thought, okay, wait, it will go away. It never went away, it just got worse. Then I was on the phone with Hanu and I told him about it, and I was like, okay, I don't know what's wrong, like something is not right. Then this morning I was like, okay, no, wait, while I'm getting ready, I'm like, okay, I need to praise in the Lord this morning. As soon as I started singing, it went away. And it feels better, but it's not 100% gone, but it's better than what it was. Like I can breathe in and not stress or whatever it was anymore, but it's gone. In this praise and worship this morning, you praise. Hallelujah. You let it feel, right? Wonderful, Caitlin. Dankie vir jou vrymoedigheid. Dankie dat jy dit met ons gedeel het. Ek wil hê u moet u harte vanmôre regmaak. Wanneer u God gaan praise en worship vanmôre, gaan daar dinge afval uit jou lewe, daar gaan dinge weggeskei word wat moet wegwees, daar gaan dinge inkom wat moet inkom en die Here gaan u vat vanmôre in iets kosbaar met hom. Wees opgewonde oor vanmôre. As jy nie opgewonde oor jou God kan raak nie, dan help dit nie jy's hier nie. Maar ek bid vanmôre dat hulle wat nog nie opgewonde is nie, opgewonde oor hulle God gaan wees vanmôre. Ek wil hê jy moet saam met my staan vanmôre en die hande opsteek na God en sê vir hom, Here, miskien voel ek nie vanmôre om U te prys nie. Miskien voel ek in my hart swaarmoedig vanmôre, maar ek neem 'n besluit. Sê ek neem 'n besluit. Ek gaan die Here loof vanmôre. Ek gaan sy naam aanbid vanmôre, want hy's die koning van die konings en die Here van die leerskare en hy's my alles en alles wat ek ooit nodig sal hê. In die wonderbare naam bid ek vanmôre vir hierdie kerk, laat die praise and worship vanmôre na u troonkamers van genade gaan en dat dit vir u welbehaaglik is. Dat u woord sê, u ruik dit op. U ruik die lofprysing en ek bid vanmôre dat deur u Heilige Gees die lofprysing lekker vir u sal ruik. In Jesus se kosbare naam. Die kerk van die Here sê amen. Amen. Ons gaan die Here prys en loof. Ons gaan op die wag vir die offers en tiendes aan die werk van die Here.
En kom ons gee ons bes vir die koning. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. And I see because you are good and I dance because you are good and I shout. Because you are good to me. And I see because you are good and I dance. Because you are good and I shout. Because you are good to me. Riding on the clouds, shining
salvation come. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trials, of famine and darkness and sorrow, still will the voice in the desert crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice to hear of Jubilee, and out of Zion's hill salvation come. And these are the days of Ezekiel, dry bones becoming as flesh. These are the days of your servant David, building a temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are as white in the world, and we are the laborers in the vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice to hear of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice to hear of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Look at the flowers and all of the beauty. I don't have to wonder, you know what you're doing. So why would I worry at all? 'Cause you're faithful to supply. 'Cause everything I need, everything I need, my Father has it, my Father has it. Every single time the Lord will provide, my Father has it.
heart's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I'm still believing. I know the Lord will provide. Seek first the kingdom and its treasures. Everything else it will be added. All that I'm needing, I know the Lord will provide. 'Cause I know my God's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I'm still believing. 'Cause I know the Lord will provide. Everything I need, everything I need, my Father has it, my Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it. Everything I need, everything I need, my Father has it, my Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it. Seek first the kingdom and its treasures. Everything else it will be added. All that I'm needing, I know the Lord will provide. 'Cause I know my God's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I'm still believing. I know the Lord will provide. I know the Lord will provide. 'Cause I know the Lord will provide. 'Cause everything I need, everything I need, my Father has it, my Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, Jesus. Hoeveel keer het ek al hier voor U kom staan? Hoeveel keer het my eie wil my laat verdwaal? Ek probeer so hard om te wees wat U wil hê, maar Heer, ek Ek weet die wêreld raak te belangrik vir my. En in my dwaasheid het ek van U vergeet. Om regmaak, o Here, ek bely. Vergewe my.
is ek gee my hele hart, ek gee my hele lewe. Hier is ek gee alles binne my, ek gee dit oor aan U. Kom neem my hart, o Heer, ek's verlore sonder U. Maak my lewe rein, Here, lei my, ek gee aan U beheer. Vul my met U Gees, kom bly in my. Dankie Heer dat U elke keer verstaan en dat U my steeds aanvaar net soos ek is. Kom vorm my en maak my soos U wil. Vergewe my. Hier is ek. Hier is ek gee my hele hart, ek gee my hele lewe. Hier is ek gee alles binne my, ek gee dit oor aan U. Kom neem my hart, o Heer, ek's verlore sonder U. Maak my lewe rein, Here, lei my, ek gee aan U beheer. Vul my met U Gees, kom bly in my. Kom neem my hart, o Heer, ek's verlore sonder U. Maak my lewe rein, Here, lei my, ek gee aan U beheer. Vul my met U Gees, kom bly in my. Hier is Hier is Hier is Do you feel the world is broken? We do. Do you feel the shadows deeper? We do. But you know that all the dark won't stop the light from getting through. We do. Do you wish that you could see it all in you? We do. 'Cause all creation groaning, it is a new creation coming, it is. Amen. Is the glory of the Lord
to be the light within our midst. It is it good that we remind ourselves of this? It is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of this? Does the Father truly loves us? He does. Does the Spirit move among us? He does. And does Jesus, our Messiah, forever those he loves? He does. Does a God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Every people and tribe, every nation and tongue, he has made us his kingdom and priest to God, to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Every people and tribe, every nation and tongue, he has made us his kingdom and priest to God, to reign with his Son. Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy?
Jesus. Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of Dankie Jesus. Dis net U wat heilig is, Here. Dis net U wat die lam kan wees en die leeu kan wees, Here. Dankie Heilige Gees vir die diepte wat U in ons sit, Here. Dankie vir die lewende woord wat nooit sal vergaan, Here. Dankie vir U liefde, Here. En die aanraking van die Gees, Here. For you are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus.
deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve all praise. Worthy is your name. You deserve the praise. We worship you, Lord. We worship your name. Hallelujah, hallelujah. Die Here sê hy sien mense vanmôre raak. Jy moet mooi hoor wat die Here sê. Die Here sê hy sien mense raak wat hom in opregtheid aanbid vanmôre. En julle lof en aanbidding styg voor die Here op. En hy ontvang dit in die bakke van die hemel. Die engele bring dit vir hom. En hy ruik dit en hy sê dis welbehaaglik vir my. Maar ek wil praat, sê die Here, met hulle wat vanmôre nie in opregtheid by my is nie. Ek wil praat met kinders van my wat koud geword het. Ek wil praat met kinders van my wat lou geword het. Ek praat met kinders van my wat my nie meer wil loof en prys nie. Wat nie meer 'n opgewondenheid het oor hulle God nie. Wanneer jy vir hulle sê kom ons praise and worship, dan is hulle moeg. Dan sit hulle, dan het gee hulle nie om nie. Dan worry hulle nie meer nie. Maar die Here sê ek sien opregte harte. En as jy vanmôre na my toe wil kom en bely en sê Here, ek wil U weer dien. Ek wil U weer ten volle aangryp, God Almagtig, sal ek jou innooi en ek sal jou lof en aanbidding ontvang, sê die Here van die leerskare vanmôre aan sy kerk. Halleluja. Halleluja. Kom ons aanbid die Here daar waar ons staan. We worship you. We worship you. We adore you. You are worthy to be praised. Hallelujah. Uruboshen darabasaba. Glory to your name. You're a good God and we love you. We praise the name of Jesus, the only name. Die enigste naam wat lewe bring, halleluja, aanbid ons vanmôre. We worship you. We worship you. Hallelujah. You are worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah. O grote God. As daar mense is wat vanmôre net wil vinnig uitkom en sê, ek wil voor die Here kom buig. Ek wil voor die Here kom kniel. Kom staan nie op die knie voor die Here. Halleluja. You're a good God and we love you.
Halleluja. God sien jou opregtheid, God sien jou wil. God sien jou besluit vanmôre. Ribanda rabogoshe. Hallelujah. We love you, Jesus. How great is your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Power of the Almighty God. Power of God, fall on your people. Fill your people, 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 fill your daughter. Hallelujah. Fill your mensen, Here. Fill your mensen. Fill your kinders, hallelujah. Fill die dochter, hallelujah. Fill die dochter, Hallelujah. 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 Die hallelujahs gaan soos donderslae wees. Die hallelujahs gaan soos donderslae wees. Oh, hallelujah. Hallelujah. We worship the name above all names. Hallelujah, hallelujah. Sing net saam met my, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Ramashe.
Halleluja. 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 As hierdie klein kerkie, as hierdie kerkie in opregtheid voor God kom staan, gaan die Here die geestelike riehelm skud. Broer en suster, hoor wat ek hier sê. Boereinest tyd sal weet God lewe hier. Durbanville sal weet God lewe hier. Brackenfell, Kraaifontein, julle sal weet dat God lewe. Oh, we adore you. Oh, in the spirit world. Hallelujah. 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 Jesus. Die naam bo elke naam. Die naam bo elke naam. Hallelujah. 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 Rabanda Rabakush. Ek wil net met u ietsie deel. Vanoggend terwyl ons agter gebid het in die bidkamer, toe vertel ek vir die mense wat daar saam met my bid, toe sê ek sien hierdie beeld van hierdie kristalhelder water. Maar so mooi en onbeskryflik. En ek sien 'n persoon, nie iemand nie, net 'n persoon wat so in hierdie water inloop, maar hulle kleed is spierwit, rein. En hulle trek hulle hande so oor die water, maar jy kan sien hulle geniet dit. Daar's nie woorde vir dit nie. En terwyl ek dit sien, toe sê die Here, just walk into my presence. Walk into my glory. And you will experience something like never before. En ek wil vandag vir u sê, ek weet nie hoekom nie. Ek weet nie vir wie dit is nie, maar ek wil vra vanmôre, en ek gaan nou vir pastoor Alwyn teruggee. As jy Jesus nog nie ken as verlosser en saligmaker nie, maak vanmôre seker daarvan. Jy gaan nie dit kan ervaar wat jy sien mense ervaar as jy nie regtig jou verlosser ken nie. We must know him. Accept him as your Lord and Savior. As jy nog nie het nie, stap uit vanmôre. Let us help you to come back to Jesus Christ.
En ek kan waarborg, jou lewe gaan nie dieselfde bly nie. Maar net jy kan dit doen. Ons kan dit nie vir jou doen nie. En nog 'n ding is, jy moet die besluit neem en of jy opstaan, 'n tree of 2 gee om te sê, Here, hier is ek. Lord, here I am. I'm coming into your presence. I'm stepping into the glory and the peace that you give. Not a man, not a church, only you. En as jy terugkom na die Here toe en jy sê, Here, hier is ek gee my lewe, Here, ek maak my oop, kan ek jou beloof, gaan jy 'n belewenis hê wat net God kan gee. It will only be God that is giving that. Halleluja. 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 Ek glo die Here gaan ook deur hierdie diens vir iemand 'n kans gee wat by die Here wil uitkom. Maar as jy nou reeds ervaar wat die woord gesê het en jy wil uitkom dat iemand saam met jy kan gaan bid, dan kan jy dit nou doen. As daar iemand is wat die Here soek, as daar iemand is wat die Here baie, baie nou soek vanmôre, kan jy uitkom. Ons stuur iemand saam met jy om saam met jy te bid. Halleluja. Jy kan die sitplekke neem. Oh, Rabakasandorobosh. Halleluja, 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 halleluja. Oh, ja. Ek weet vir van u is dit miskien bietjie lang praise and worship vanmôre. Miskien is daar van u wat nog nie dit kan doen nie. Jy het nog nie fiks genoeg geraak vir dit nie. Want weet jy moet fiks wees vir praise and worship. Jy moet in die gees moet jy fiks wees om God te kan loof en prys. Amen. Maar die Here gaan u fiks maak. Steek u hande op na God. En sê, Here, maak my gereed om u vir ure te kan aanbid. Maak my gereed om u vir ure, u naam groot te maak en u te verheerlik en u naam te aanbid, Here. Want u is waardig in ons lewens om aanbid te word. Halleluja, halleluja. Nou, 'n pastoor sit altyd in 'n moeilike posisie wanneer so iets gebeur, want jy het iets voorberei wat jy glo die Here wil aflewer, maar jy het nie genoeg tyd om dit te doen nie. En vanmôre wil ek gaan dit, as u my gaan toelaat, gaan ek die Here vra om net te sê wat nodig is. Ek gaan probeer om regtig nie lank te wees nie, net te sê wat die Here, ek kan nie die Here hele woord bring nie. Ek dink daai woord sal soos in die volgende paar weke kan geskied. Soveel inhoud het dit. Maar ek wil vir u iets sê van die eindtyd. Halleluja. Oh, maak haar bly, Here. Maak haar bly, steek jy hande na uit. Maak haar bly, Here. Halleluja. Dankie. The glory of the Lord fill this temple. Hallelujah. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Loof die Here. Is jy bly in die Here? Ek moet met u praat oor 'n paar goed wat in die wêreld besig is om regtig nou baie naby te loop na wat God gesê het. En Iran is een van die grootste tekens van die Bybel, wat die Bybel is so waar. As jy ooit die Bybel betwyfel het, nê, begin in lyn kom met die woord van God. Hulle kan doen net wat hulle wil, hoor. Hulle kan dink hulle skuif uit die wil van God. Hulle is pionne in God se hande. En die grootste een is Trump. Hy's 'n pion, hy weet dit nie eers nie. Hy gaan skuif soos wat God sê hy moet skuif op die ou end. Jy gaan dit sien, dit gaan gebeur. Ons dien die almagtige God van hemel en aarde en niemand kan hom skud as hy nie wil geskud word nie. En niemand kan vir hom besluite neem as hy nie wil hê die besluit moet inval by sy eindplan en doel vir ons lewe nie. Ons dien die enigste God.
Maar die kerk, en ek gaan nie met u oor eindtyd tye praat nie, ek is nie 'n eindtyd prediker nie. Maar ek moet vir u help dat u die eindtyd kan hanteer. En kerk van die Here, ons gaan 'n baie swaar tyd binne gaan. En ek moet vanmôre vir u, myself en ek glo ons gemeente, namens die bestuursraad, glo kan ek vanmôre sê, ons distansieer ons regering wat besluite oor Israel maak. Ons distansieer ons van sy besluite. Want ek gaan nie teen God se woord gaan nie. Die woord van God sê, Israel is die uitverkore nasie. Dis waar alles gaan gebeur, en geen Suid-Afrikaanse regeringkie kan besluit, hulle gaan hulle hof toe vat of wat te kom. So die kerk, ek kan maar vir my kwaad wees, as u nie dit val nie, dan dink ek jy moet vir u ander gemeente soek, want ek dink nie, ja. Die woord sê dinge, en ek bly by die woord van God. En ek bly by God se plan vir my lewe, en na vanoggend wil ek net al hoe nader aan sy plan vir my lewe, en my gesin se lewe, my kinders en hulle kleinkinders, en kinders se kinders, en ons gemeentelede, wat opreg is om te soek na die lewende God, en wat wil hê dat hy hulle sal help deur hierdie tye. Amen, ons bid saam daarvoor. Wie van u het al agtergekom dat tyd ontsettend vinnig verbygaan? Kan ek vir die jonges iets sê? Julle gaan baie korter tyd hê voordat julle oud is. Jy gaan jou vingers klap en dan sê, wat het nou gebeur? Dis dan weer die volgende jaar. Dis dan weer somer, dis dan weer, die seisoene gaan op mekaar begin wees. Hulle gaan begin rol oor mekaar. Die tyd verander nie, maar die invloed op die tyd, wat ewigheid is, beïnvloed die tyd. Want hy's onderdanig aan God se ewigheid. En God se ewigheid is so groot, dat tyd dit nie kan hanteer nie. Verstaan nie wat ek nou vir u sê? So wat gebeur met tyd? Hy hardloop weg vir homself. Ek wil gou hê u moet saam met my iets lees. Amos 9 vers 11 tot 13. In die dag sal ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en ek sal sy skere toebou. Wie wil hê God moet skere in jou lewe toebou? Ek glo daar's mense met skere vanmôre. Is daar mense met seer en skere? Mense met goed in hulle lewe wat hulle seer maak, steek jy hande voor God op. Soos wat u in die tydelike met Israel praat u met die kerk in die geestelike vanmôre. En ek bid Here dat u skere sal toemaak, dat u seer sal herstel, dat die mense wat deur toestande en goed gegaan het, wat hulle lewe verinneweer het, dat u hulle sal help vanmôre, in die naam van Jesus, die naam bo elke naam. En die kerk sê amen. Die Dawid weer oprig, en ek sal sy skere toebou, en sy pynhope herstel, en ek sal dit opbou soos in die ou tyd. Sodat hulle in besit kan neem, die oorblysel van Edom en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Here wat dit doen. Kyk, die dag kom, en dis nou wat die Here praat met my terwyl ek hierdie woord lees, en hy sê vir my, dis wat gaan gebeur met tyd. Ek wil hê jy moet nou tyd sien, jy moet dit baie mooi sien. Al kom ek net by dit uit vanmôre, gaan jy moet ervaar, dat my tyd gaan te kort raak om nonsens te doen. My tyd gaan te kort raak om gemors te kyk. Kyk, die dag kom, spreek die Here, dat die ploer die maaier gaan inhaal. Hoor wat gebeur met tyd. Wat gebeur wanneer ons gewoonlike land ploeg? Ons ploeg hom eers lekker rustig, dan plant ons hom, dan groei hy, dan maai ons. Maar hoor nou wat gebeur met tyd. Die ploeg loop,
en terwyl die ploeg nog nie eens aan die einde is van die land nie, het die saad al ingeval, dit het opgekom en die maaimasjien kom in en hy haal die oes af. Kinders van die Here, hoor wat gaan gebeur. Die Here gaan mense so vinnig red. Onthou, God het mense, en ek gaan nie oor die uitverkiesing praat vanmôre nie, maar daar's mense wat vir God staan en God wil hulle nog hê. Hulle is nog nie daar nie. Maar dan gaan 'n tyd kom wat hulle net gaan inkom. Die maaier gaan die ploeg inhaal. En die druiwe trapper die saadsaaier, en dat die berge van mos sal drup en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees. Hoor nou gou wat sê die message. Hy sê, things are going to happen so fast, your head will spin. Your head, die ander vertaling sê, your head will swim. One thing fast on the head of the other. Die een op die ander gaan begin gebeur. As hemelse eternity begin inwerk op ons tyd, gebeur dinge so vinnig, your head will spin. Sê 'n bietjie vir myself daar, my head will spin. Dit gaan so groot wees vir my wat God besig is om te doen. My head will spin. Sê vir jou kop bietjie, jy gaan nie verstaan nie. Sê vir jou kop, jy gaan nie verstaan nie. Maar jy gaan weet dat God is besig om te werk, prys sy wonderbare naam. En jy kan dit nie keer nie. Your head will spin. Goddelike ingryping op seisoene. My broer en my suster, jy gaan sien hoe vinnig gaan die winter. Ek is so bly die winter gaan vinniger verbygaan. Kom die mense dalk weer kerk toe. Die ingryping op seisoene, op die hakke van mekaar. Alles gebeur soos een klaps. Oorloë en blessings is amper op mekaar. Het u al gesien, in een oomblik as hierdie groot oorlog daar, die volgende oomblik is hy verby, dan is daar weer blessings, dan gaan, dit gaan net alles, daar gaan soveel goed gebeur, dat jou kop dit nie kan verstaan nie. Eternity will invade time. En dis die boodskap se teks vanmôre, en ek gaan miskien by 'n baie klein deeltjie van hom uitkom. But eternity will invade time, because eternity is much bigger than time. Because God is bigger than man. Hallelujah. God is bigger than any other God. Hallelujah. He's God Almighty. King of the universe. Hallelujah. Sê saam met my, osmosis. Praat nie van Moses nie. Osmosis sê die volgende. The substance of a greater concentration will always observe substance with lesser concentration. So iets wat baie groter is, gaan so inwerk op die kleiner ding, dat die kleiner ding amper nie meer gesien gaan word nie. Verstaan nie wat ek vir u sê vanmôre? God gaan so kragtig begin werk, dat die dinge wat hier in die aards is, en wat aardse dinge is, wat op jou ingewerk het, vir die kind van die Here nie meer van belang gaan wees nie, want die hemelse, wat die groot substance het, werk op jou in. Halleluja! Die hemel het soveel meer om te gee as die aarde. En hy gaan die aarde oorneem, hy gaan die aarde oorweldig met die baie wat gaan inkom, prys sy wonderbare naam, want die godheid gaan inbeweeg op die aarde, en hy's besig om in plek te kom daarvoor, loof die naam van die Here. As die lig inkom, gaan die duisternis moet verdwyn. Hier's 'n ou paar pionnetjies, wat God so vinnig gaan uit hulle stoeltjies uitlig, hoor. Kyk, ek sal vir jou sê, hulle gaan nog dink hulle sit, dan lê hulle al. En die Iranse mannetjie is een van hulle. God gaan hom vinnig lig.
Halleluja, as die lig inkom, oorweldig dit die donker. Ek kry eintlik die moslim nasie so jammer, want hulle dink daar gaan 'n Messias kom van hulle kant af. Ag Here, help hulle. Ons bid vir hulle bekering. Kom ons bid saam. Here, ons bid vir die bekering van moslim mense. Ons bid dat hulle tot insig sal kom en dat hulle weet dat die ware Messias reeds gekom het. Halleluja. Dat hy kom sterf het vir hulle sonde en hulle ongeregtighede en dat hulle hulle lewens sal oorgee aan God Almagtig. Halleluja. Ons spreek die lewe wat God gee vanmôre oor hulle. As lewe inkom, oorweldig dit die dood. Ons bid, man, weet jy, ons aanbid 'n groot God. As ek voorberei dan, ek raak so verskriklik opgewonde. Maar nou sê die Here vir ons iets vanmôre. En die Here sê dit vir die kerk, want daar's baie mense wat dalk positief is, maar ons het 'n groot deel van ons kerk wat negatief ingestel is. En die Here sê vir jou môre, weens jou negatiewe ingesteldheid, kan God nie in jou lewe uitgiet wat hy op die aarde gaan uitgiet nie. Die groot probleem is, die groot God wat ons het, kan enige iets doen, maar hy kan nie jou wil verander nie. Want hy het jou 'n wil gegee om te besluit, wil jy hom in jou lewe hê of nie. En as jy vir hom sê, Here, ek soek U nie in my lewe nie, dan gaan hy nie hom indring en die deur oopbreek nie. Ons God is nie 'n inbreker nie. Ons God sê, as jy jou hart sag maak en jy maak gereed vir my, sal ek inkom en ek sal met jou maaltyd kom hou, sê die Here van die leerskare. Jy moet oopmaak, sê ek moet oopmaak. Sê ek wil oopmaak, halleluja. En dan wil ek vir die kerk sommer net iets sê. As jy dalk vanmôre op 'n plek gekom het dat jy dalk net gedink het om iemand te kritiseer wat God aanbid het soos jy nie wil hê hy moet hom aanbid nie, kry jou lewe reg. Want almal doen dit nie op dieselfde manier nie, maar God sien 'n opregte hart raak. So as een nou wil hier opspring en hier rondhardloop, laat hom hardloop. As iemand wil knie, laat hom kniel. As iemand wil sit, laat hom sit. As iemand wil staan, laat hom staan. As iemand wil hande ophef, laat hom hande ophef. Halleluja. Die Here sê, as jy dit nie gaan doen nie, gaan ek jou uitskit. Kerk van die Here praat met ons vanmôre. Jy stagneer en jy ervaar nie God se hemelse invloed weens jou kritieke gees. Die Here vra vir jou vanmôre, ek wil in jou gees 'n hemelse denkwyse begin gee. Ek wil jou laat begin dink soos wat ek dink. Ek wil jou laat begin dink soos my Heilige Gees vir jou gee om te dink. Ek wil jou hê jy moet begin dink die dinge wat daar bo is en nie die dinge wat hier onder is nie. Die dinge wat hier onder is gaan jou negatief maak, sê die Here van die leerskare. Maar wanneer jy my gedagtes jou gedagtes word, sal jy weet dat ek God Almagtig is en sal jy begin hardloop met die volheid wat ek in jou gesit het. Kan ek vir u vanmôre sê, u sal nie glo hoe God vanmôre ingewerk het op dit wat die Here vir my gegee het oor hierdie boodskap. Toe hierdie dinge gebeur vanmôre, toe sê ek, Here, as dit nie bevestiging is van u woord vanmôre nie, dan weet ek nie wat is bevestiging nie. Want die Here het vir my gesê, jy gaan in die swaarste tyd van jou lewe binne, maar jy gaan dit kan hanteer wanneer jy my praise and worship. When my presence fill your house and your heart and your life, you will be able to handle the things that will come to you. Maar as jy vir jou self te lief is en die eie ek boos en ek doen al hierdie ander goede wat God nie behaag nie, gaan jy swaar kry. God wil jou leer deur sy gees hoe om te praise en te worship. Weet jy wat, dis eintlik so wonderlik, ek kan nie leer om te praise en worship nie, dis net God se gees wat jou kan leer om die hemel in te gaan met thanksgiving in your heart. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. Hallelujah.
Oh, die Here is groot. Prys sy wonderbare naam. I will enter his gates with thanksgiving. Ek wil hê jy moet vanmiddag, wanneer jy 'n kansie kry, wanneer jy tyd met God gaan sing daai koortjie. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord. He has made me glad. He has made me glad. He has made me. Hy moet u bly maak. Weet jy wat die groot ding is, wanneer God jou nie bly maak nie, kan jy hom nie aanbid nie. As ek nou sê, ag Here, ek kom hier na u toe om u te aanbid vanmôre, ek wil u nou loof en prys, Here. Gee my krag, ja. Gee my krag. Here, stort die blydskap van u in my siel. Die liefde van Immanuel. O, die liefde van Jesus is wonderbaar. Wonderbaar, wonderbaar. Word bly in die Here, man, en begin die Here se naam loof en prys. Daar's soveel goed, man. Ek hoop van u het in die sonnaarskool groot geword. Daar's dinge wat dis net te wonderlik wanneer die God beloof, dan begin loof en begin daai goed net in jou gees opkom. En dan sing ek te lekker, man. Dan kyk ek vir die bokkies en dan sing ek. Loof die Here. Ek gaan 'n bietjie, ek het soveel goed om wat ek moet oorslaan nou. Maar een van die goed wat ek vir u wil sê is, jy moet God eerste stel. En die Here sê vir my, ek sal jou wys hoe om my eerste te stel. Ek sal jou leer. As jy wil sê, as jy vandag wil sê, ek gaan na u toe kom, want ek wil u eerste stel, vra vir die Here, leer my om u eerste te stel. Leer my om u eerste te stel. Wanneer jy prys, dan saai jy saad na die hemel. Ek het soveel goed, die laaste profetiese woord, dinge wat die Here in my gees ingesit het ek vir mense gebring, ek nie eens besef wat ek bedoel nie, want die Here het vir my gesê, vir een vrou spesifiek, jy moet geloof hê in die plek waar jy die saad sit. Hoor nou hierdie woord wat die Here vir my weke terug sê, voor Pinkster. Jy moet geloof hê in die plek waar jy die saad saai. En eintlik, waar saai jy die saad? In die hemel. So jy moet geloof hê dat die hemel is daar, dat ons het 'n hiernamaals, halleluja. Hierdie is nie my plek waar ek gaan bly vir ewig nie. No ways, ek gaan hemel toe prys die naam van die Here. Ek gaan by God wees, ek gaan by Jesus Christus wees, en die Heilige Gees gaan ook daar wees, prys sy naam. So ek saai na die hemel, en dan sê die woord van die Here, en ek sal later, ek gaan dit in 'n volgende boodskap vir u bring, dan sê die woord van die Here, wanneer ek na die hemel saai, dan saai God terug na die aarde. So wanneer jy saad vir God gee, onthou, ons praat van eternity hier, nee. Wanneer jy saad vir God saai, dan ontkiem dit word groot, dit bring vrug, en hy saai dit terug na jou toe. Dis wat lofprysing doen. Begin om die Here te loof en prys, en jy sien hoe begin die saad in jou lewe en inkom, en ewe skielik is tyd nie meer 'n faktor nie, want die saad het sommer vrug geword. Here, help hulle om te verstaan vanmôre. Julle verstaan, ek sien julle van julle se oë helder op. Halleluja. Jou prys verhoog en verheug God. It pleases him. God wil altyd meer prys hê. Daar's 'n oom wat baie jaar, hy's nie so oud nie, nee. Hy het gesê, praise looks good on you. Don Moen. Wanneer jy God prys, nee, lyk dit goed op jou. En wanneer jy dit goed op jou lyk en God kyk na jou, dan sê hy, is my seun daai. Kyk dit, wat doen hy? Kyk dit, hoe lyk hy? Nou dat hy my prys, hy lyk so mooi, hy lyk so skoon, hy lyk so lig, hy lyk soos die lig, hy ruik soos die lig, halleluja. Daar's mense, en hoor jy, ek wil nie sondes uitsonder vandag nie, maar daar's een iets wat jy gaan moet doen, wanneer jy naby aan God wil kom,
Daar's goed wat mens laat sleg ruik. En ek sonder nie die sondag nie, sonde van buite uit nie, maar ek sê maar net vir u, God wil hê jy moet lekker ruik. So vat vir u dit as jy dit wil vat. Al die goed wat eintlik stink is 'n probleem. Pastoor Edmund, ek dink daar vandag is ek gefire, ou broer. Here, maak ons praise en worship 'n volwasse praise en worship. Ek gaan nie meer net woordjies net prewel nie. Ek gaan so powerful begin praise en worship, dat ek myself amper, wanneer ek myself hoor, weet is nie ek wat dit doen nie. Dis God in my. Dis God wat hierdie prys op my lippe sit, en ek gaan dit met u praat. God skep prys binne in jou. Wanneer jy begin om God te prys, begin dit met 'n menslike besluit. Maar wanneer dit verder gaan, sit God die prys binne in jou. Hy maak jou, wie van u het al in die lewe gevoel, ek is opgewonde. Nou die dag, met Pinkster een aand toe die Here my so slat, nee, ek is so sopnat gesweet, en jy kan my uitdroog soos met 'n lap so. Sê vir die Here, skep prys binne in my. Ek gaan begin, Here, sê, ek gaan begin. Ek gaan begin om die naam groot te maak. Ek gaan sê vir u hoe groot u is. Ek gaan sê hoe lief ek vir u is. Maar Here, begin daai opwelling in my gees. Begin die fonteine laat oopgaan, halleluja. Laat skoon waters die vuilheid uitwas, halleluja. En dat die heerlikheid van die Here oor my begin skyn. Wanneer God se fontein in ons oopbreek, kan ons nie vuil bly nie. Dankie Here, dankie Here. Ek gaan afsluit. Openbaring 19. Ek gaan volgende week aan. Halleluja. Halleluja. Ek het nou nog eens gepreek hier. Die Here bederf my. Ek gaan nie nou nog 'n preek voorberei nie. Maar Here, u kan my maar voorberei. Berei my voor, dan weet ek die preek sal ook daar wees. Prys sy naam. Halleluja. Openbaring 19 vers 5 tot 6 en ek sluit af met dit. En 'n stem. Daar's 'n stem bo elke stem. En dis die stem van God. En wanneer daardie stem in jou begin inspreek, klief dit jou diepste binneste, maak dit oop. En 'n stem het uit die troon uitgegaan. Waarna toe saai ek my saad? Hemel toe. En 'n stem het uit die troon uitgegaan, en die Here gaan vir u, wanneer u in opregtheid begin saai na die hemel, sal u begin ervaar, die Here sê, ek is tevrede met jou saad, en ek gaan jou begin seën vir die saad wat jy in die grond sit. Loof die naam van die Here, u gaan dit begin ervaar, u gaan sien hoe die Here u begin bless. En nou asseblief moenie geld sien nie, ons gaan dit nie kan saamvat nie. Begin sien hoe God jou geestelik seën. Hoe hy jou huis begin seën, hoe hy jou verhoudings begin seën, hoe hy jou huwelik begin seën, hoe hy jou kinders red, halleluja, hoe hy jou kinders terugbring na die Here toe, halleluja. Dis die goeie wat God gaan doen. En 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesê, sê saam met my, wat het dit gesê? Dit sê vir my en jou iets, prys onsse God. Al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot. Halleluja. Vrees u die Here. Ek sê nie is jy bang vir die Here, bibber en beef vir die Here nie. Nee, is jy lief vir die Here? Gee jy om vir die Here. Maak jy nie saak dat hy by kom kuier in jou kamer nie, of moet jy goed wegsteek wat daar is. En ek het iets gehoor soos 'n stem van 'n groot menigte. Die Here het vir my net so 'n voorsmaakie vanmôre gegee. Julle het lekker geprys vanmôre. Soos die stem van 'n groot menigte en soos die geluid van baie water, soos die geluid van sterk donderslae. Wat sê? Wie was by Ograbies toe die water so hoog oorgeval het? Niemand, ek wens ek was daar. Dit was mooi, my seun hulle was daar. Hulle het vir my foto's gebring. Here. As daai ou kleine Ograbiese watervalletjie so kan klink, hoe klink ons God?
soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk donderslae wat sê, halleluja, sê 'n bietjie halleluja, halleluja, halleluja. Jy moet daai woord begin sê, want jy gaan hom nog baie sê. As jy nie halleluja wil sê nie, nee, dan kan jy maar nou ophou om die Here te dien. Dis sy woord. Dis sy hemelse woord. Jy gaan dit sê, wanneer jy voor hom staan, en jy gaan palmtakke swaai, jy halleluja, aan die koning van die konings, aan die Here van die leerskare, halleluja, halleluja. Want die Here God die Almagtige, en daarmee sluit ek af, want die Here God die Almagtige het die koningskap aanvaar. Dis die prentjie vir jou lewe vanmôre. Gaan jy hier uitstap vanmôre en sê, I'm the king of my own castle. Of gaan jy sê, Here, kom vat koningskap van my lewe. Sal jy saam met my staan? Koningskap. Steek jy hande op, koningskap. Ek wil nie meer my eie koning wees nie, Here. Sê dit saam met my. Ek wil nie meer my eie dinge, ek wil nie my eie beel blaas nie, ek wil nie meer my eie leiding neem nie, ek wil nie meer voor u uitloop nie, Here. Ek wil by u wees, Here. Ek wil naby u wees, Here. Sê, ek wil naby u wees, Here. Ek wil hê u moet koning wees. U moet voor my uitloop, want u is God almagtig. En waar u loop is die beste plek waar ek kan loop, halleluja. Ek wil hê my voete moet aan u voetspore vassmelt. Halleluja. Wat ek sê, Here, ek wil in die voetspoor trap, dat my voete aan die voetspore vassmelt. Halleluja. Here, koning van ons hart, koning van ons lewe, kom en werk met hierdie kerk soos nog nooit tevore nie. Here, en ek bid vir die lui mense wat nie kerk toe kom nie. Here Jesus, maak hulle wakker. Here, laat hulle skrik waar hulle is. En laat hulle begin om na u huis op te kom. En nie elke tweede, derde week by die huis sit nie. Want ons kan hulle nie vat na wat u hulle wil vat, wanneer hulle net party goed kom luister nie. Jesus. O, Here, u het 'n dag van oorwinning verklaar oor hierdie kerk. U het 'n dag van oorwinning. Jolandi, kom net gou hier uit. Halleluja, halleluja. Is die ander vroutjie wat se man ook weg is sy hierso? Is sy nie hier nie? Jolandi? Nee. Haar man is in Iran. Nee, dis Irak. Hulle kan nie uitkom nie. Hy sou nou teruggekom het daar. Daar sê. Ons sit net, ons het soveel dinge eintlik tot ons beskikking. Daar's soveel. Ek is bly die kinders kom in. Ek is so bly hulle kom in. O Here, ek wil hê jy moet die hande na hierdie kinders uitsteek. Is hulle almal al in? Laat hulle eers inkom. O Here, dis die kerk van môre. As u hulle nie gaan ophelder en opwakker en gereed maak vir u gees, die Here, wat gaan van die kerk word? O Here, steek u hande na hulle uit. Halleluja. Halleluja. Here, ek bid dat hierdie kinders 'n ervaring van u Heilige Gees sal hê wat hulle nooit sal laat wegdwaal van u af nie. Here, bevestig in hulle harte, brand in hulle u gees in vanmôre, dat hulle sal weet God het naby hulle gekom en hulle kan nooit van die Here af weghardloop nie.
Want jy sal hulle altyd Jolandi staan vanmôre hier en sy's deel van hierdie liggaam van die Here. En haar hart is seer. Want haar maatjie is nie hier nie. En weet jy, kerk van die Here, ons kan nie net ons mense net laat uitstap sonder om hulle aan die Here op te dra nie. Sy's deel van hierdie liggaam. En sy't seer. Ek kan net dink as my ou vroukie moet weg wees. Maar miskien sal dit eerder ek wees wat weg is. Maar dit sal my hart breek. En vanmôre, Here, steek jy hande na uit. Vanmôre, my God. Vanmôre, my Here van die leerskare. My God almagtig. Ek bid vir 'n ingryping in hierdie familie se lewens. Ek bid vir Jolandi, Here. Ek bid dat U so naby aan haar sal kom, dat sy koneksie met haar man en met God sal hê. Waar sy aanbid, waar sy die Here se naam groot maak, sal sy die heerskappy van die Here ervaar. Sal sy weet dat Clayton naby haar is. Halleluja. In die Gees maak jy koneksie met hulle, Here. Dis haar man, Here. En ek bid vir Clayton en ook die vriend wat saam met hom is wat sy naam is. Is hy klaar terug? Okay, hy is terug. Ek bid vir Clayton, Here, daar waar hy sit en miskien vanmôre is hy hartseer. Hy verlang. Ek bid dat U hom sal invat in aanbidding, Here. Dat U hom in sal vat in worship. Dat U hom in die hemelse plekke sal laat staan, Here. En dat hy sal weer die Here bring hom baie naby. Ek bid, Here, dat U tyd sal laat vlieg. Want die Hemel werk in op die tyd wat hulle weer by mekaar gaan wees. In Jesus naam, halleluja. Oh, prys die naam van die Here, maak haar sterk. Dis die kind, Here, maak haar sterk in Jesus naam. En ons dank U daarvoor. En die kerk sê amen, amen. Loof die naam van Jesus, halleluja. Wie is baie opgewonde? Halleluja. Ek soek 'n paar mense wat so opgewonde is dat hulle wil spring voor die Here. Halleluja. Kyk, daar's nou seker net 'n paar mal mense soos ek. Ek like om te jump. Ek sien jy jump ook. Ek dink pastoor Edmund kan ook jump. Halleluja. Halleluja. Kan ons net ietsie sing? Ek voel net ek kan nie nou al die aankondigings doen nie, man. Net sing, kom ons sing net iets. Halleluja. Halleluja. Oh, Jesus. Hallelujah. Lord, I give you My heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my soul. I Live for you alone. every breath that I take, Every moment I'm away. Lord, have your way in me. this is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, oh, all I have within
Halleluja, halleluja, halleluja. Dankie Here, U kan hier sitplek neem, my broer en my suster. Dankie vir U geduld. Dankie dat U lief was om die Here se woord, ook die kort woord wat ek gebring het, te luister en laat dit in U lewe gaan lewe. En die laaste ding is dat hy koningskap van U lewe aanvaar. Onthou, jy moet op 'n plek kom dat jy vir hom sê, U kan in my lewe koning word. En hy moet sê, jou hart is opreg genoeg, ek aanvaar dit. Sorry julle, ek maak dit weer langer, maar die Here lê dit iets op my hart. Die van julle wat nou weet, ek is nogals mal oor spys en allerlei goeie, so ek volg nogals wat die mense sê, maar ek lag partykeer vir hulle wat hulle kwyt raak, maar in elk geval. Die van julle wat weet, nee, 'n black hole. Nou, hulle sê 'n black hole, verlang het hulle nie gesê nie, hulle weet nie of daar so iets is nie. Hulle spekuleer dit, maar hulle weet nou nie eintlik nie, want hulle kan dit nou nog nie bewys nie, hulle is nog nie slim genoeg nie, jy weet. Maar hulle wil dit nou nie admit nie, maar in elk geval, 'n black hole is so sterk, sê hulle, dat selfs lig nie daaruit kan escape nie. Nee? En verlang het hulle toe nou al hulle eksperimente en goed gedoen en gekyk, luister, kan ons nou uitfigure wat, want iets maak nie vir hulle lekker sin in hierdie universe wat ons in leef hier. En hulle sê nee, okay, hulle dink nou dis 'n black hole. Nou doen hulle eksperimente en goed en eventueel, nou 'n paar jaar terug sê hulle, okay, hulle het nou die eerste keer ooit nou gesien, daar is 'n black hole. Nou het hulle die black hole ontdek. En toe begin hulle nou 'n bietjie bekommerd raak, want die black hole suig mos nou goed in. Nou wat nou gebeur as ons nou ingesuig word in hierdie black hole? En dit is eintlik so lagwekkend. Nou in die laaste week of 2, dan sê hulle nee, ons is eintlik in 'n black hole. So ons is nou klaar in hierdie black hole, wat ons nou nie van escape nie, want selfs lig kan nou nie daar uit escape nie, nee, maar wat ek net vir julle wil sê is, hierdie mense wat so dink hulle is slim, wat nou al hierdie goed uitdink en toets te doen en eksperimente en allerlei goeters. Daai is dieselfde mense wat sê daar's nie 'n God nie. Dat ons net so met 'n big bang net ewe skielik alles is nou sommer daar, hier is ons nou, maar hulle ontdek nou nog nuwe goed wat hulle self nie kan verduidelik nie, wat hulle sê as ons daarin is gaan ons nie kan bestaan nie. Dan 'n paar jaar later dan sê hulle nee, ons is eintlik in hierdie ding wat hulle sê ons kan nie in bestaan nie. Luister, laat ek vir julle sê, ons is in God. En wat hulle sê, gaan nie sin maak nie, want hulle kan nie verduidelik tot hulle besef dat God is die een agter al hierdie goed hier. Halleluja. Halleluja. Kan ek vir julle iets sê? Bly maar net by die Here. Bly maar net by die Here. Was Gordon, kom doen vir ons die aankondiging. Jy het nou 'n moeilike werk, broer. Volgende week, ek is so opgewonde om aan te gaan met die woord. Volgende week. Want ek glo die Here wil volgende week vir ons, glo jy dat die Here kan sy stempel volgende week afdruk op dit wat hy vandag begin het. So gaan kry u reg hierdie week en kom in die teenwoordigheid van die Here en gaan sê vir hom, Here, aanvaar koningskap van my lewe. En dan sien jy wat doen God volgende week. Is dit reg so? Halleluja. Baie dankie pastoor. Dierbares, u moet ons asseblief nie nou verlaat nie. Ons het nog 'n muntlegging ook wat wag. Asseblief pastoor, kan ek u vra om sommer net vinnig na my toe ook vorentoe te kom? Voor ek weer vergeet, laasweek het ons vir ietsie gebring pastoor en toe het ek dit, toe sien jy hier nie. Ons het u verskoon, maar ek het dit toe saam met my gevat, so laat my toe om net ook vir u te sê gelukkige Vadersdag. Sommer van die gebed. Baie dankie.
broers en susters, dit is 'n ongelooflike moeilike taak om na so 'n diens die aankondigings te doen, maar gaan vinnig met u deurgaan, net die weeklikse program. Neem net kennis, geen woordskool Dinsdag nie. Om Woensdagoggend 10:00 ons vroue biduur, as ook 1900 uur Woensdag aand ons power hour hier by die kerk. Donderdag sal ons selgroepe vir die kwartaal hulle afsluiting hê. En dan Vrydag 18:30 frekwensie die jeugbyeenkoms hier by die kerk. Dan vinnig die verjaarsdag vir die week. Ons het Dinsdag vir Marcus Pretorius, is dit Marcus Pretorius, Johan Brits, ook Dinsdag. Dan Woensdag Benice Hendriks, Siska Keiser, Donderdag die 26ste Elise Bezuidenhout, Terence Naidu, ek weet hy is hier so, dink ek het hom gesien. En dan Henry Williams, ook Donderdag die 26ste, en dan Vrydag 27, Hildehard Oosthuizen en Hugo. Also happy birthday to you. Baie geluk met die verjaarsdag vir die week, geniet dit, mag jy geseënd wees. Dan ook enige besoekers vandag, is daar enigiemand wat vir die eerste keer by ons kom kuier, kan ek net so by wyse van 'n hand sien. Amen, broer, hulle het vir jou 'n kaartjie gegee, het hulle vir u so 'n kaartjie al gegee, baie welkom by ons, ek glo jy het geniet, ek het dit geniet, so ek glo jy het dit geniet, en ons, hulle gaan vir jou 'n kaartjie gee, as dit net vir ons sal invul, en net na afloop wel, net vir ons sal terug inhandig, dat ons die besonderhede het, sal ons gaaf wees, en ons hoop om jy weer te sien. En dan so gepraat van besoekers en dan ook 'n lidmate, die versoek is maar net dat indien u 'n lidmaat van die gemeente wil word, ek praat nou nie direk net met u as besoekers nie, maar ook met mense wat nou al gereeld besoek, indien u 'n lidmaat van die gemeente wil word, om 'n lidmaatvormpie by die inligtingstoonbank te kry, vir ons in te vul en dan net terug in te handig. Dan ook die doopkandidate, indien nie belangstel om gedoop te word. Ek weet pastoor het genoem, daar is nou al 10, soos pastoor sê, halleluja op daai, maar indien nie belangstel om gedoop te word, is jy ook meer as welkom om u naam op die lys te plaas by die inligtingstoonbank. Hierdie enetjie hier so by my. Ek sal seker maak dat ons hom by die inligtingstoonbank vir u sit, of as jy hom na my toe wil bring, net so goed. Dan wil ek net vir kennisname sê dat Sondag 29 Junie dan ons volgende doopdiens sal wees. Wonderlik, amen, amen. Baie dankie pastoor, ek het eintlik alles afgehandel, behalwe ons munt en notelegging vanoggend, jy het gesien hiervoor, baie mooi fonteintjies, is ek reg, vir Jesus. Die idee is dat ons hom nou sal toegooi met ons note, pastoor sê note, munte, EFT's, so asseblief broers en susters, as ons nou afgesluit het, pastoor, ek dink gaan ons nog 'n afsluitliedjie doen, of gaan ons afsluit? Okay, so ek gaan afsluit met gebed, en dan gaan ons 'n liedjie doen, en dan is jy welkom om vorentoe te kom, en ons sonnaskool te ondersteun. En saai op vrugbare grond, pastoor, dat ek ook net so kan. Dit is vir 'n goeie doel. Gaan ons staan, dan sluit ons af met, ek gaan pastoor Edmund, mag ek vir u vra om vir ons af te sluit met gebed, pastoor? Prys die Here. Voor ons bid, ons wil net vra almal wat gedoop word, dat julle net vir 'n oomblik kan ontmoet, die voor, is dit reg Ton, dan kan ons sommer vinnig net die laaste reëlings bymekaar trek, so almal wat gedoop word net hier voor, bymekaar, ons wil ook net die ID-nommers en al die goedjies bymekaar kry, kom ons maak die oë toe. Here, ons staan vanmôre in bewondering van dit wat u mee besig is. Ons besef is nie ons werk nie, maar dis u wat die werk doen. En ons eer u, ons wil u aanbid, ons wil vir u lewe, ons wil u dien, Here, met ons hele hart. En ja, terwyl ons met verwagting voorberei vir volgende naweek,
Here, wil ek vra dat ons hierdie week al reeds, waar ons beweeg, dat mense sal sien, iets het in ons hart en in ons gees gebeur, Here. En dat hulle sal vra, maar wat het gebeur? Dat ons sal getuig, en dat ons ook soms sal sê, weet jy kan nie die diens mis nie, kom saam met my, kom dien die Here saam met my. En Here, dat ons so sal doen wat U wil vir ons lewens is. Dankie vir die beskerming en bewaring, terwyl ons uit mekaar uitgaan. Hou U hand oor ons, en Here, waar ons kom, daar waar ons loop, kom gee die geleenthede, Here, om te kan getuig, en te vertel van U wonderbare reddende genade. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gaan in die vrede van die Here. U geld is hier voor, kom lê U munte. En kom ons stap van alle kante af. Kom lê U munte vanmôre. Kom ons maak hierdie gedeelte heeltemal vol.